Here, dankie dat U vir ons toelaat om net U te kan eer en U te kan dien met ons stemme, maar met ons harte ook, Here. En dit is vir ons, Here, dit is so 'n fantastiese voorreg wat ons het om in die teenwoordigheid te kan inkom, dat ons vanmôre in hierdie plek kan wees, Here, om die woord te kan kom, net aanhoor, maar om in die teenwoordigheid te staan en te weet, dat ons dien die God van heelal, die enigste ware God. Heilige Gees, kom breek ons harte oop vanmôre, maak ons ontvanklik vir dit wat U wil kom doen in hierdie plek. Jesus, want hierdie is U kerk. Dit behoort nie aan ons nie. Here, U het ons geroep om U te dien. En dis wat ons vanmôre kom doen. Ons buig voor U. Ons kom buig net voor U. En ons wil U dien as ons Here en ons koning. Here, dankie dat ons te midde van goed wat rondom ons aan die gang is, vreugde in ons harte kan hê, omdat ons weet, ons God lewe, en ons God gee vir ons ook lewe. Dankie Here, ons eer U net. Amen. 1 Konings 17 vers 8 tot 24. Toe sê die Here vir Elia, gaan bly in die dorp Sarfat, naby die stad Sidon. Daar woon 'n weduwee. Ek het aan haar opdrag gegee om vir jou te sorg. Elia het na Sarfat toe gegaan. By die poort van die dorp aangekom, sien hy 'n weduwee wat hout bymekaar maak. Hy vra vir haar, bring tog asseblief vir my 'n bietjie water om te drink. Terwyl sy wegloop om dit te gaan haal, roep hy agter haar aan, bring tog ook vir my 'n stukkie brood. Maar sy antwoord hom, ek verseker jou voor die Here jou God, dat ek nie 'n stukkie brood in my huis het nie. Ek het net 'n handvol meel oor in die kruik en 'n klein bietjie kookolie in die erdekan. Ek was juis besig om hout bymekaar te maak om hierdie laaste maaltyd vir my en my seun gaar te maak. Daarna moet ons maar sterf. Elia sê vir haar, moenie bekommerd wees nie. Gaan aan en doen soos jy sê, maar bak eers vir my 'n roosterkoek en bring dit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun sorg. So sê die Here, die God van Israel, die meel in die kruik sal nie opraak nie, en die olie in die erdekan sal nie minder word nie, totdat die Here weer oor die land laat reën het. Sy het gedoen soos Elia gesê het. Voortaan het hulle al drie elke dag genoeg gehad om te eet. Die kruik was altyd vol meel en die olie in die erdekan het nie opgeraak nie. Dit was net soos die Here deur Elia beloof het. 'n Tyd later het die vrou se seun siek geword. Hy het al sieker geword en gesterf. Sy sê toe vir Elia, man van God, kyk wat het jy aan my gedoen. Het jy gekom om my aan my sonde te herinner en om my seun dood te maak? Maar Elia antwoord, gee jou seun vir my. Hy het die seun uit haar arms geneem en hom na die bokamer waar hy gebly het geneem en op sy bed neergelê. Elia pleit toe by die Here, o Here my God, moes U hierdie ramp oor die vrou bring by wie ek bly en haar seun laat sterf? Hy het homself 3 keer oor die kind uitgestrek en by die Here gepleit, o Here my God, laat hierdie kind tog weer lewe. Die Here het Elia se gebed verhoor en die kind het weer lewendig geword. Toe bring Elia die kind uit die bokamer af onder toe en gee hom terug vir sy ma en sê, kyk, jou seun lewe. Die weduwee sê toe vir Elia, nou weet ek verseker dat jy 'n man van God is en dat die Here regtig die waarheid deur jou praat. As ons luister na hierdie skrifgedeelte, dan tradisioneel gaan dit oor die olie en die meel wat nie opraak nie. En dit is wat ons lees uit die gedeelte uit. En ons vat dit vir onsself, as ons in moeilike omstandighede is, die Here sal sorg.
Ons moet net vashou, die Here sal sorg. Maar daar's soveel dieper in hierdie gedeelte. En ek vra my altyd die vraag, as ek kyk na Ou Testamentiese gedeeltes, wat is dit wat die Heilige Gees vir ons deur dit wil kom wys oor die kerk van vandag? So die hele 1 Konings 17, waaroor praat dit vandag se tyd met ons, oor ons verhouding met die Here? Want ons is vandag hier om van mekaar te sê, maak nie saak wat aan die gang is rondom my en met my en oor my nie. Ek dien 'n God en ek kan in sy liefde bly staan. As jy nou 1 Konings 17 'n bietjie vroeër lees, Elia, hy het maar 'n bietjie moeilike tyd gehad, want hy maak Jezebel se Baal-priesters dood. En Ahab, 'n man, gaan en sê, het jy gesien wat het Elia gedoen? Hy het al jou profete doodgemaak. En Jezebel stuur vir my boodskap, môre hierdie tyd jy dood, gaan jy doodmaak. En hy vlug. En hy spreek 'n woord uit oor die land, dat die reën gaan ophou. En toe is die koning nou ook sommer kwaad vir hom, en hy soek hom ook om hom dood te maak. En die Here sê vir Elia, gaan krit toe. Daar's 'n spruit, gaan bly daar, kruip al weg. En die kraaie bring vir hom kos. Jy sien, want Elia, voor hy by die spruit uitkom, is hy in die woestyn. En hy weet, hy gaan doodgemaak word, as hierdie koning en koningin hom in die hande kry, is hy dood. En hy sê, Here, vat my liewer weg, laat ek liewer sterf. Hy kom by 'n plek waar hy oorgee, en God bring hom na hierdie spruit toe, waar hy weer vir Elia leer om op hom te vertrou. Waar hy Elia weer opbou, in dit wat hy weggegooi het in die woestyn, sy vrees. En die omstandighede waarin ons vandag is, as ons kyk na ons eie land, as ons kyk na die wêreld, het 'n gees van vrees losgebreek oor mense. En die Here staan reg om daai vrees te breek. Jy sien, want wat Jezebel gedoen het, sy het die woord van God probeer stop. En as ons dit net 'n bietjie nader bring na vandag toe, hier's weer 'n Jezebel wat besig is om die kerk te probeer doodmaak. Om God se woord uit die samelewing uit te haal. Maar God laat nie met ons speel nie. Wat doen God? Dit raak so droog, dat hy spruit opdroog. God sê vir Elia, okay, is tyd dat jy nou weer bietjie begin loop na 'n ander plek toe, Sarfat. Nou wat staan uit oor Sarfat? Ahab en Jezebel regeer oor die hele Israel. En dan na hele Israel soek hulle vir Elia. Jezebel is gebore in Sarfat, buite Israel, in Fenisië. En dis wat God doen. Hierdie mense wat my volk kom vernietig. Hy stuur vir Elia doelbewus na die geboorteplek van Jezebel. Want hy wil 'n ding daar doen. En hy spreek 'n woord uit. Ek het reeds iemand, 'n weduwee, wat jou gaan help. Wat sê God vir ons daarmee? Ek het 2000 jaar terug vir julle iemand gegee om julle te help. Daar aan hy kruis is die weduwee van Sarfat verteenwoordig deur Jesus Christus wat gekom het om ons te help. Elia, gaan praat met daai vrou, sy sal jou help. En hy stap daar van die spruit af tot by Sarfat, was omtrent so tussen 130 en 150 kilometer wat hy moet loop. En waar loop hy? Want hierdie spruit was aan die ooste kant van die Jordaan gewees, buite Israel. Want die Jordaanrivier was die grens. Nou moet hy na 'n ander plek toe stap, en die plek wat hy stap, hy gaan weer terug oor die Jordaan.
En waarna toe gaan hy eerste? Shechem, Samaria. Daar waar Jesus eendag vir 'n vrou sou kom sê, ek is die lewe. Elia loop deur die hele Israel boontoe. Deur hierdie gevaarlike land vir hom nou, want die koning en die koningin wil hom doodmaak. Hy kom by die stad, hy sien by die poort, daar is 'n vrou besig om houtjies bymekaar te maak. Hy het ver geloop. As jy kyk die afstand wat hy geloop het teen 'n gemiddelde spoed, moes hy omtrent 'n week geloop het. Hy sê vir ek is dors. Geef vir my iets om te drink. Aan die kruis, Jesus, ek het dors. Ek het dors. Sy gaan hom vir hom water te kry, voordat jy te ver loop, bring sommer vir my iets om te eet. Hierdie vrou se antwoord is die antwoord wat baie vandag ook het, selfs van ons wat in hierdie gemeente sit. Ek het 'n bietjie meel, 'n bietjie olie. Ek maak nou 'n bietjie houtjies bymekaar, sodat ek vir my en my seun iets kan maak, laat ons dan net eet en kan doodgaan. Hierdie vrou is op haar laagste. Sy het oorgegee. God stuur Elia uit Israel uit in 'n vreemde land in onder 'n vreemde Baal aanbidders. Want hierdie vrou het nie die Here aanbid nie, maar hy stuur haar na hierdie vrou toe, 'n persoon wat opgegee het om te lewe. Wat opgegee het om aan te gaan. Gaan my laaste maal eet. Dan gaan ek nou maar doodgaan. En God spreek 'n woord deur Elia. Dit wat jy het, sal nie opraak, totdat dit weer gaan reën nie. Wat is die boodskap uit dit uit vir my en jou vanmôre in hierdie gemeente, in die kerk van Jesus Christus? Ek sal my kerk onderhou, tot daar reën kom. Wanneer kom daai reën wat daarvan gepraat word? Is die dag wat Jesus Christus terugkom. Ons het 'n belofte van God, dat hy sy kerk sal oppas, deur die werking van die Heilige Gees, totdat Jesus die dag terugkom. Wat maak ons? Ons begin bewe, want ons geld raak klaar in die kerk. Die rekening loop leeg. Oké, wat gaan ons nou doen? Wat gaan ons doen? Ons hou 'n bazaar. Kom ons doen dit. Kom ons verkoop koekies. Ek sê vanmôre vir jou, die tyd het aangebreek, dat ek en jy God glo op sy woord, en op ons knieë gaan, en sê, Here, ons het hierdie bietjie, ons gee dit vir u, wat kan ons doen? Want dis wat God vir jou kom vra vanmôre, wat het jy, wat ek kan gebruik? Wat het jy, wat ek in die koninkryk kan intrek? Die vrou gaan. Elia bly in 'n bovertrek in haar huis. Hulle het genoeg om te eet. Hulle eet elke dag. Ons elke dag kos. En hierdie vrou, sy het seker gedink, wow, kyk, dis nou lekker, want hier's 'n man van God hierso, en terwyl die man van God hierso is, dan gaan dit goed met ons. Na seun raak siek. Hy sterf. Wat is die eerste ding wat sy sê? Man van God, hoekom het jy hier ingekom om vir my te kom vertel van my sonde en my kind dood te maak? Wat is dit wat ek en jy doen wanneer daar goed oor ons lewe kom? Wat is die eerste ding wat mense vir jou sê?
maar kyk wat se sonde het jy gedoen. Gaan hoor maar by die Here, wat is die rede hoekom hy nou hierdie ding oor jou pad laat kom? Ja, partykeer is daar iets wat jy verkeerd doen en daar's gevolge. Maar ek wil vanmôre weer vir jou sê, ek het dit al gepreek en ek sal nie ophou om dit te preek tot die dag dat die Here my kom haal nie. Goed wat oor jou pad kom, is nie nou 'n straf vir daai sonde wat jy doen of wat nie. Want as God jou nou straf, jy moet mooi hoor wat ek vir jou vanmôre sê. As jy sê, God straf my nou vir hierdie sonde wat ek gedoen het, dan kan Jesus nie terugkom nie. Want Jesus kom terug om te kom oordeel. Hy kan nie jou nou oordeel en jou straf, en dan eendag weer terugkom en jou weer kom oordeel en weer kom straf nie. Daar's gevolge van die goed wat ons doen. En hierdie vrou se uitroep, is dit nou my sonde wat my kind laat sterf het? En Elia, wat daar by daai spruit gesit het, waar hy weer God se krag en mag aanskou het, draai na die Here toe, sê, Here, wat maak jy nou? Ek bly by hierdie vrou, en nou gaan haar kind dood. Maar Elia verstaan nie waarmee die Here besig is nie. Jesus se disippels vra vir hom, Here, hierdie blinde man, is dit hy wat gesondig het, of is dit sy pa en ma wat gesondig het, dat hy blind is? Nee, hy het nie gesondig nie, sy pa het nie gesondig nie, hy is so blind, sodat God verheerlik kan word, want God maak hy blinde man, dat hy weer sien. Wat maak God hierso? Dis 'n incredible ding wat hier gebeur. Elia, hy roep uit na die Here toe, Here, hoekom gebeur hierdie goed? En kan ek vir jou vanmôre sê, kyk net mooi na daai bewoording wat hy daar sê, kyk na sy hart, hy roep uit na die Here toe, en daar word vir ons gesê, ons mag nie die Here bevraagteken nie. Weet jy wat, dis 'n gesprek tussen Elia en God, en as daar 'n gesprek tussen my en God is, dan kan ek vir hom hierdie vrae vra, ek kan vir hom die moeilike vrae vra. Jy sien wat, ek kon 18 jaar terug in my lewe, vandag 18 jaar terug in my lewe, toe my kind dood is, kon ek vir die Here vra, Here, hy is net 18 jaar oud. En die Here het sy ding gedoen. Die Here kom, en ek wil hê jy moet nou mooi luister, nou kyk wat doen Elia daar. Kyk wat doen Elia daar. Hy buig 3 keer oor hierdie kind. En hy vra, Here, maak hierdie kind lewendig. En God hoor hy gebed. Daai kind word lewendig. Dis die eerste opwekking wat ons van in die Bybel lees. Eerste persoon wat weer uit die dood uit opgewek is. Waarvan ons lees. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, in hierdie land, waar Jezebel probeer om die kerk dood te maak, in hierdie land, waar daar wette afgekondig word, om God se woord te breek, om God se wette te vernietig, in hierdie land, waar vreemdes weggejaag word, is die refleksie van Elia wat oor daai kind bid, waar daar nie meer lewe is nie. Wil ek vanmôre vir jou sê, die Vader en Jesus en die Heilige Gees, die 3 eenheid, staan reg om oor Suid-Afrika te buig en lewe terug te bring in hierdie land. Hy staan gereed. Jy sien, want wat maak ons?
Wat maak ons? Hier's 'n beweging gestig onder en verskoon my as ek rassisties klink, ek is nie rassisties vanoggend nie, maar hier's 'n beweging gestig onder die swart kerke in Suid-Afrika wat betoog teen die kommissie wat allerlei dinge in die kerk wil doen. Daar's baie, hulle is groot. Maar aan die ander kant is hier 'n blanke leier wat opstaan, elke keer net voor die verkiesing, dan verskyn hy, dan moet ons bid vir die land, na die verkiesing, dan raak hulle weer weg. Dit is wat in die land aan die gang is, in plaas van dat die kerk opstaan. Die kerk sonder kleur. Die kerk sonder divisie. Die kerk wat Jesus Christus geplant het, begin het. En ek en jy, ek glo dat elkeen van ons is deel daarvan. Dat ons waaragtig waar uitroep. En ek sê nie daarmee ons bid nie vir verandering in die land nie, maar hoor julle wat ek sê? Ons bid vir verandering in die land sodat die goed wat ons pla uit die pad uit moet kom. Ons moet teruggaan na die Here toe. Here, bring lewe terug in die kerk. Bring lewe terug in hierdie land. Bring lewe terug in my hart. Want die Here het toegelaat dat Elia 3 keer oor hy seun buig. Die lewe kom terug. En die belangrikste deel van die hele 1 Koning 17 is vers 24. Want dis waaroor dit gaan. Hierdie gedeelte gaan nie oor die olie en oor die meel nie. Dit gaan oor vers 24. Die vrou se woorde, waaragtig, ek sien die woord wat van God af gekom het, is die waarheid. Dis waaroor hierdie gedeelte gaan. Kan ek en jy weer by 'n plek kom waar ons vir mekaar kan sê, die woord van God is die waarheid. Hierdie vrou in 'n land waar afgode gedien word, luister na die woord. God leer vir haar geloof om te vertrou op hom. En sy aanvaar die waarheid van God se woord. Dis wat ek en jy moet doen. Ons moet weer teruggaan na die plek toe waar ons die waarheid van God se woord kan aanvaar onvoorwaardelik. Nie stukkies uithaal wat ons pas nie. Nie die stukke uitsny waar God sê ek haat dit as julle dit doen of dit doen. Daai gedeelte sny ons uit en ons maak vir onsself 'n nuwe woord van God wat vir ons pas. Ons moet terugkom by die plek waar ons vreesloos kan staan en God se woord kan uitleef. Want dis waar ek en jy moet wees. Ja, elkeen wat hier sit, het God se woord aanvaar as sy woord. Is ons besig om bietjies meel en olie te vat en die koninkryk te laat groei daarmee. Want dis waarvan ons geroep is. Hierdie hele hoofstuk is net so van toepassing op die kerk van vandag. Want wat het Jesus kom doen? Elia kom praat met hierdie sondige vrou. Jesus kom na 'n sondige wêreld toe. Elia sorg dat daar brood kom. Jesus kom. Ek is die brood van lewe. Die seun gaan dood. Elia bid.
Hy word genees. Jesus kom na 'n dooie wêreld toe. Hy kom lê hom neer op hierdie dooie wêreld. En God bring lewe. God bring lewe. En dis die boodskap vir jou vanoggend, dat Jesus Christus lewe terugbring in ons. Maar jy moet toelaat dat die Heilige Gees jou oopmaak. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees, dat hierdie woord van God, die tweesnydende swaard, jou hart vanmôre oopkloof. Dat hy kom insit, wat hy nog altyd beplan het om in jou as 'n individu te sit. En as dit in jou in is, vloei dit uit in die koninkryk in. Een weduwee met 'n bietjie wat in 'n afgodshuis tot bekering kom. Verander die wêreld rondom haar. Soos eendag lank daarna 'n vrou by 'n put sit. En Jesus woord met haar deel. Lewende woord. Johannes, die woord het lewendig geword. Die woord was by God en die woord was God. Vir 'n weduwee. In die Ou Testamentiese tyd. 'n Weduwee. Hierdie vrou wat nou by 'n ander man bly, daar by die put. Wat die woord aanvaar en gaan verkondig. Die evangelie kan nie gestop word nie. Jy sien, want Jezebel kan die profeet doodmaak. Maar wat Jezebel vergeet, dat in die kerk van Christus, wat het hy kom doen? Apostel, profeet, herder, evangelis, leraar. Dis nie meer net dat een persoon die woord van God uitdra nie. Daar's nou 'n hele groep. Daar's 'n nuwe dimensie wat Jesus kom oopmaak het in sy kerk. En dit is wat van toepassing is vandag. Ek en jy kan uitstap uit hierdie plek uit vandag en weet dat al gaan dit swaar met ons kan God vertrou. Ons kan op sy woord staan. Ons kan mekaar bemoedig met sy woord. Jy kan by iemand staan en net 'n bietjie omgee vir daai persoon en dit verander daai persoon se hele lewe. Ons kan nie altyd alles vir almal doen nie. Maar doen die bietjie wat die Heilige Gees vir jou vra om te doen teenoor iemand anderster op wie se pad hy jou sit. Die Here is so lief vir ons. En hy wil hê ons moet in daai liefde van hom moet ons bly vashou. Maak saak wat er rondom jou gebeur nie. En dis daar. God se woord is daar vir ons elke dag. Elke dag. Nie net om vroeg in die oggend of laat in die aand 'n stukkie te lees nie. Maar om die God van die woord te leer ken. Om te leer ken. As die een wat kraaie stuur om kos te bring. Om hom te leer ken. Om 'n bietjie meel en olie te vermeerder. Want die God wat dit gedoen het, is nog steeds dieselfde God. En hy gaan dieselfde bly totdat Jesus terugkom. En selfs daarna. Hy kan nie verander nie. Dis die God wat wil hê ons moet na hom toe kom. En ons voor hom neerbuig en sê, Here, ons aanvaar U as die bron van ons totale lewe. Jesus, ons aanvaar U as die een wat lewe gee. En Heilige Gees, ons aanvaar U as die een wat die woord in ons harte wakker hou. Dat die vlam
van die Heilige Gees, die vuur van die Heilige Gees in ons harte insit. So my boodskap vir jou vanmôre is, hou vas aan Jesus se liefde vir jou. Hou vas aan die Vader se hele omgee vir jou. En hou vas aan die Heilige Gees se leiding vir jou. Die jou elke dag kom help. Jy sien, want maak nie saak wie jy is nie. Die Here kom leer ons dat hy selfs 'n arm weduwee kan gebruik in die koninkryk om groot dinge te doen. Ek sluit af weer met die beeld van die Vader en Jesus en Heilige Gees wat reg staan. Reg staan oor ons land om lewe te bring. Wat reg staan oor sy kerk om lewe te bring. Kom ons aanvaar dat die Here wil 'n verandering bring. Hy wil 'n verandering bring. En ons eer en ons loof hom net daarvoor vandag. Amen.